oog het van hom besit geneem. Van der Post probeer dan om hierdie verskynsel te verstaan, maar hy slaag nie regtig daarin om dit te verklaar nie. En waarom daar so 'n donker oog in Afrika bestaan. Ons weet dat daar sedert Dingaan en sy Zulu'se gruweldade miljoene mense op die afgryslikste maniere denkbaar in Afrika uitgemoor is. Tot vandag toe word hierdie dade van verskrikking in verslae van die Verenigde Nasies opgeskryf, of hier en daar in boeke of koerante opgerakel. Hier by ons natuurlik is daar die plaasmoorde, huisaanvalle, motorkapings en alles wat daarmee saamhang. Die vraag wat ons vandag vir mekaar moet vra is, hoe het ons voorouers onder veel hagliker omstandighede as ons sin vandag daarin geslaag om die sogenaamde donker oog van Afrika te tem en sodoende 'n hele beskawing in die land te vestig. Wat was daar wat Andries Pretorius, A.H. Potgieter, Paul Creer en ander gehad het, wat ons nie het nie, of miskien wat Rolf Meyer en meneer F.W. de Klerk nie het nie. Net gister lees ek 'n interessante kommentaar oor die huidige eerste minister van Finland, Matti Vanhanen, dat hy blykbaar op 'n keer gesê het dat hy nog nooit raad van enigiemand anders gevra of gevolg het nie. Vir ons Afrikaner leiers wat so lief is om te vergader en te praat met ons sweterjoel organisasies wat een en almal mekaar se raad of modelle volg, is dit nogal 'n merkwaardige houding vir 'n leier om in te slaan. Daarin lees ek egter van Hanen se behoefte om buite die gewone, dit wat die mense sê of glo, die sogenaamde konsensus te tree en die risiko van eie besluite te neem. In die lewe van enige volk of enige groep mense op aarde, 'n dorp, 'n straat, 'n gesin, breek daar 'n tyd aan wanneer die gewone en aanvaarde oplossings nie meer deug nie. Dan verg dit waagmoed, durf en visionêre leierskap. Soos Machiavelli dit gestel het, daardie oorlog is regverdig wat nodig is, en wapens word geseën as daar geen ander hoop as op hulle is nie. Nou dit klink amper asof ek iets van ouds voor die slag van Bloedrivier tot oorlog wil oproep. Daar heers vandag groot onnigtering onder alle Afrikaners van dwars oor die politieke spektrum. Van Breitenbach tot Eugene ter Blanche. Om die volgende 5 jaar in Suid-Afrika te voorspel en om te sê dat daar nie 'n vorm van oorlog gaan uitbreek nie, is om die minste te sê moeilik. Die geskiedenis en die politiek van Suid-Afrika het nie veel verander oor die afgelope 200 jaar nie. Slegs die omstandighede het meer verwikkeld geraak. Die soort oorlog wat ons vandag voer, is nie meer met voorlaaiers en assegaaie nie. Dikwels is dit 'n oorlog nie van die swaard nie, maar van die pen. En, soos hulle sê, is die pen magtiger as die swaard. Die afgelope paar dekades is die Afrikaner bovenal vasgevang in 'n propagandaoorlog, waar hy gedurig in die beskuldigde bank verkeer. Het sy oor apartheid, het sy oor rasisme, uitbuiting en ander begrippe wat die ANC bewind met groot stelligheid en behendigheid in die massamedia hanteer. Die eerste stap
myns insiens, is om buite die gewone te tree, om die reëls en woorde waarin ons vasgedraai is, om ver te werk. In die aanloop tot die Eerste Vryheidsoorlog het die burgers van die ou ZAR met 'n belastingboikot begin. Daarom vind ek dit interessant dat Herman Guillaume, die liberale historikus van Stellenbosch, onlangs dieselfde uitspraak gemaak het, dat onder soortgelyke omstandighede as die waaronder die Afrikaner tans verkeer, ander volkere hulle gereedelik tot belastingboikotte gewend het. Soos wat ons land soos 'n trein sonder 'n drywer op die rand van die afgrond voortsnel, sal ons, die passasiers, vinnig moet begin planne beraam. En dalk sal iemand die bil by die horings moet pak en self in die bestuursitplek moet inspring. As ons kyk hoe vinnig Zimbabwe van 'n redelik ontwikkelde en welvarende land binne enkele jare tot 'n mislukte staat van die Afrika-tipe geval het, dan het ons ook in Suid-Afrika nie veel meer tyd nie. Soos Machiavelli ook te kenne gee, is dit tydens krisisse wat die beste in 'n mens en veral in leiers na vore kom. Tydens die uur van ons angs en verlatenheid vind grootse dade plaas en kan ons daarop bereken dat God ons wapens sal seën. Soos keer op keer in die verlede en veral by Bloedrivier gebeur het. Dit is juis in die laaste oomblikke van die geskiedenis, as alles rondom ons donker word, dat wysheid op laas na ons toe kom. Daar's 'n baie mooi reël van die Duitse filosoof Hegel, wat dit uitdruk. Hy verwys na die Romeinse godin van wysheid, Minerva, en toevallig het dit my nogal verbly, onlangs toe ek op 'n besoek aan die ou raadsaal in Pretoria was, en bo op die ou raadsaal, die plek van waar Paul Kruger en Piet Joubert en ander geregeer het, is daar 'n afbeelding van niemand anders nie as Minerva, bo op die koepel van die gebou. Maar Hegel het gesê, die uil van Minerva sprei sy vlerke as die skemer daal. Daarom moet ons nooit moed verloor, al gaan dinge hoe sleg, en al lyk die toekoms soms vir ons duister. Ten slotte, soos die digter I.D. Du Plessis dit so treffend gestel het, jy ken almal daardie gedig van hom, soet is die stryd, en ek lees dit weer eens vir ons, want dit spreek nog steeds tot my en waarskynlik tot u ook. Jy sê die stryd is verlore, ons nasie te arm en klein, ons taal uit 'n drang gebore, wat een van die dae verdwyn. My broer, dit mag heeltemal waar wees. Wie weet wat die toekoms gaan baar? Miskien moet ons oormôre klaar wees, om weer hierdie droom te laat vaar. Maar as ons net altyd moet strewe, na wat tot oorwinning gaan lei, wat baat dan die stryd van die lewe, waarin ons onseker moet bly?